Amen. En dit vat baie om hier te staan. En ek is al 'n groot oom, en baie keer lyk julle intimiderend, hoor. Regtig. So baie dankie. Ek dink ek bring jou na die water, maar moenie veel probleme weghardloop nie. Don't drink it, don't run from it. Ek glo dat die Here vir iemand 'n baie spesifieke ding vanmôre sê. Amen. So ons eer hom vir sy gees, ons eer hom vir sy teenwoordigheid. Twee dinge. Ons het 'n opname gedoen die vorige Sondag. As jy dit nog nie gedoen het nie, daar is 'n kode wat jy kan scan. Jy kan dit kry by die inligtingtafel. Ek gaan nie weer daardeur praat nie. Hier's die punt. Help ons om jou te help. Amen. Help ons om jou te help. Vul dit vir ons in. Ons is reeds besig met beplanning vir volgende jaar. Daar is sekere onderwerpe wat ons wil aanspreek en jy gaan ons baie help deur vir ons doeteenvoudig daardie opname in te vul. Daar's 'n kode wat jy kan scan, dan sal hy jou vat na 'n blaai toe. As jy bang is om dit so te doen, vra net, ons sal vir jou 'n fisiese dokument gee wat jy kan invul. Die tweede ding, ons moederskamer, daar is goed wat ons baie keer mee sukkel. Ons het 'n film op die glas gesit. Ons is nog besig om te kyk, werk dit? Geef ons asseblief terugvoer, mamas, as jy daar sit en jy kom agter, daar's iets nie reg nie. Help ons om jou te help. Dis ons hart. Die tweede ding wat ons wil sê is, dis baie keer, julle sal sien, dis vir moeders met babas. Papa, as jy nou die kleuters het, hier voor met hulle, dit gebeur net ongelukkig dat 'n mamma besig is om met borsvoed, en dan is daar kinders wat daar rond hardloop, daar is spasie vir dit, maar as hulle nou die gordyn oopbreek of so, dan raak dit vreemd. So, ons vra dat julle ons met dit asseblief sal help en 'n bietjie geduldig sal wees met ons. Amen. Is julle lief vir die Here? Ek wil vanmôre praat, ek het so tipe van 'n reeks mee begin, so tyd terug rondom die Heilige Gees. As jy nou hier was, het ons gepraat oor die dinge wat die Heilige Gees baie duidelik, baie pertinent en reguit vir my en vir jou sê. Die Bybel sê dit. Jy hoef nie te wonder is dit hy wat praat nie, jy hoef nie dit te beoordeel nie. Die Heilige Gees sê in Korinte 12, 1 Korinte 12 sê hy, dat niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Jy kan daai boodskap gaan kyk. Ons het gepraat oor iets wat die Gees roep. Hy roep, Abba Vader. Baie emosionele woord, baie persoonlike woord. En toe het ons gepraat oor die Heilige Gees wat verklaar, hy is heilig. Daar's 'n beeld, 'n prentjie, een van 'n maagd. Hy's skoon, hy's rein, hy's heilig. Hy's nie net Heilige Gees is vir ons 'n naam, maar dis nie 'n naam nie. Dis nie 'n betekenislose naam nie. Dis sy karakter. En jy sal agterkom as jy in sy teenwoordigheid was. Voel jy skoon. En die apostels het probeer om iets daarvan deur te gee wanneer hulle met hom ontmoet het. Ek kon nie van hierdie af wegkom nie, want dit staan ook pertinent in die Bybel, dat die Gees en die bruid sê, kom. Blaai saam met my na Openbaring hoofstuk 22. As jy jou Bybel hier het, sal ek bly wees. As jy hom digitaal het, sal ek ook bly wees. Gaan soontoe. Hoekom wil ek hê jy moet soontoe blaai? Hierdie is die woord van God. Dit is nie net woorde oor God nie. Dis die standaard, dis die maatstaf, en dit is waar volgens ons lewens inrig, en ek hoop jy het die woord van die Here lief. Amen. Nou sê hy, julle moet maar saamwerk vanmôre. 50% van hoe goed die boodskap is, hang van jou af. Niemand sê amen nie? Amen. Ek wil graag lees vers 6 en ek gaan so hier en daar grepe, so jy moet mooi oplet. Die engele het toe aan my gesê, en skus as jy nou, hierdie is die nuwe lewende vertaling, maar lees hom as jy die ou vertaling het, of die nuwe vertaling, hy sê dit so 'n bietjie anderste, maar ek gaan die ou vertaling aanhaal in my skyfies.
Die engel het toe aan my gesê, hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar. Die Here God wat sy gees aan die profete gegee het sy engel gestuur om aan sy diensknegte te wys wat binnekort moet gebeur. Nie agterkom, gou. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Weet jy of ek vra, wie is opgewonde daaroor? Wie is onseker daaroor? Wie wil net eers trou voor dit gebeur? Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die profetiese woorde in hierdie boek gehoorsaam. Dan wil ek in vers 10 lees. Hy het toe aan my 'n opdrag gegee. Moenie die woorde van hierdie profetiese boekrol verseël nie, want die eindtyd is naby. 'n Dringendheid. Wie aanhou om kwaad te doen, moet nog meer kwaad doen, en wie vuil is, moet vuil bly, en wie reg optree, moet voortgaan om reg te doen. En wie aan God toegewy is, moet ook verder aan God toegewy bly. Jesus sê, kyk, hoor, hier kom dit weer, kyk, ek kom gou. My loon kom saam met my om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Wie's bly daaroor? Wie's minder bly daaroor? Dis eintlik 'n vreeslike woord. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste, die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere skoon was, sodat hulle aanspraak mag hê op die boom van die lewe en mag ingaan deur die poorte van die stad. Al die onreines bly buite, die towenaars, die wat seksuele sondes doen, die moordenaars, die afgodedienaars en elkeen wat die leuen liefhet en lieg. Ek, Jesus, het my engel gestuur om al die dinge aan julle in die gemeentes te verkondig. Ek is die wortel, die nakomeling van Dawid, die helder môre ster, ek dink die ou vertaling sê die blink môre ster, die gees en die bruid sê toe. Wat sê die gees? Kom. Kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. 'n Uitnodiging, roep dit saam met my, kom Here Jesus, kom. Die vroeë kerk het mekaar gegroet met hierdie woorde, Maranatha. En dit beteken, Jesus kom weer. En elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat smag na lewendgewende water moet kom haal verniet. Ek lees vir ons net tot hier. En ek wil vanmôre graag met ons op hierdie vers fokus. Vers 17. Voor ek aangaan, en ek wil net ook vir ons mense wat die livestream kyk, ook net sê, baie welkom in die diens. Ons is bly, jy saam met ons ingeskakel. En mag jy ook vandag hoor wat die Gees vir die Here vir ons wil sê. Die Gees en die bruid sê, kom. Die Gees en die bruid sê, kom. Ek wil graag begin deur hierdie te sê, wat sou 'n kernwoord vir die kerk wees oor die wederkoms? Wat as jy 'n woord sou kies om te bring, om te gee, net een woord, wat sou dit wees? Ek dink, die Bybel maak dit duidelik, daar is een woord. Dis die woordjie gereed. Is jy gereed vir die wederkoms van die Here Jesus Christus? So kyk net gou vir jou buurman, of jou man, of jou vrou, dan vra jy vir hom, is jy gereed? As jou vroukie langs jou sit, of as jou man langs jou sit, vra vir hom, is ons gereed? Toe, doen dit gou. Is ons gereed? Nou mag jy nie lieg nie, né? Nou gaan jy die waarheid moet praat. Of kyk vir jou ma of jou pa. Is ons gereed? Is ons gereed? Want dit is die woordjie, as dit raak
as dit gaan oor die wederkoms en die feit dat hy gou kom, is dit die woordjie, is ons gereed? Kyk nou vir die pastoor. Pastoor, is ons gereed? Daar's iets in my wat sidder as ek dink aan hierdie woord. Here, is u bruid gereed? Het ek haar voorberei? Jy sien, as ons na die Bybel gaan en jy kan gaan lees oor die wederkoms van die Here Jesus Christus, Lukas 12, laat julle heupe omgord wees, julle lampe aan die brand, wees gereed. Hulle het rokke gedra, so wanneer jy met haas sou vertrek, het hulle rokke opgetel en ingedruk, want jy moes kon beweeg. Jy moet gereed wees, slaggereed om te beweeg. In Lukas 21, sê maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye, dronkenskap, deur die sorge van die lewe, en die dag julle nie skielik oorval nie, want hy kom soos 'n struik. Gaan lees maar Matteus 24, gaan lees die hele Lukas 21, gaan lees Matteus 25, die kernwoord oor die wederkoms is net hierdie een ding. Maak gereed. Maak gereed. Maak seker dat jy gereed is. Dis treffend dat hy sê die Gees en die bruid sê, kom. Wat is die implikasie anders as dat sy is gereed? Kom Here Jesus, sy's gereed. Sy's voorbereid, sy's reg, sy's slaggereed. Dit glo ek is wat die Heilige Gees doen. Hy kry die bruid, hy kry my en jou gereed. Gereed om die bruidegom te ontmoet. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom in die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Ek wil so ver gaan om te sê, jy kan nie gereed wees sonder die werking van die Heilige Gees in jou lewe nie. Want hy maak jou gereed. Dis wat hy doen. Hy lei jou. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En hoor wat sal hy doen? Hy en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Daar is iets wat die Heilige Gees uitroep, en dit is Jesus kom. Jesus kom. En as jy daai uitroep in jou eie hart hoor, dan gaan jy nie hoor kom nie, wat jy gaan hoor is gereed. Kry jou gereed. Want hy kom. Hy kom in krag, hy kom in heerlikheid. Alle gelowiges kan ingedeel word in twee groepe. Die wat gereed is en die wat nie gereed is. Dan sal daar twee op die land wees. Matteus 24, hy praat oor die wederkoms. Hy sê een sal aangeneem word, die ander een sal verlaat word. Een gaan gereed wees, die ander een nie. Hy praat oor vrouens, vriende, twee sal by die meel maal, die een word aangeneem, die ander een nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter uur julle Here kom nie. Wat is die punt? Wees. Wat is die woordjie? Almal saam? Gereed. Kyk gou vir jou buurman. Diep in sy oë, as dit jou man of jou vrou is dit. En vra, is ons gereed? Is ons gereed? Waaroor gaan gereedheid? Hoe maak 'n mens gereed? Dis die gedagte wat ek vanmôre by jou wil los. Hoe maak ek en jy seker ons is gereed? En dan wil ek sê, gereedheid gaan in die eerste plek oor daai woordjie. Verhouding. Hierdie is 'n verskriklike belangrike ding. Is dit nie opvallend dat hy sê die Gees en die bruid sê? Hy kon 100 ander goed daar gebruik het. Al die godsdienstige ouens, al die ouens wat kerk toe gaan, al die wat in die tempel bymekaar kom, daai ouens moet hulle gereed maak. En tog kom hy en hy gebruik een van die sterkste verhoudingswoorde, diep, innig, teer, liefdevolle verhoudingswoord wat die Bybel kon kies en wat ek en jy ken. Dis die woordjie wat hy kies. Wanneer hy die kerk beskryf, hy kies die woordjie bruid.
Dit voel so ongodsdienstig. Wie weet wat was die Here se eerste wonder? Meeste van julle is dalk te bang om te sê. Maar waar die wonderwerk gebeur? Ons praat baie oor wat sy eerste wonder is. Ons vergeet baie keer waar daai wonder gebeur het. Dink jy dis toevallig dat die Here 'n bruilof kies as die plek vir sy eerste wonder? Ek wil vir jou sê, huwelik, bruid, verhouding is vir hom alles. Jesus Christus het nie 'n godsdiens begin nie. Hoor my mooi, Jesus Christus het nie 'n godsdiens begin nie. Hy het begin om ons terug te trek na verhouding met ons Vader. Hy het dit, die saamwandel in die aandwindjie met ons hemelse Vader, hy het dit kom herstel. Wat is die laaste wonderwerk wat hy vir jou gaan doen? Wie weet? Wie wil 'n kans vat? Openbaring 19. Hy sê ek het iets gehoor soos die geluid van baie waters. En dan sê hy sterk donderslae wat, hallelujas, wat soos donderslae klink. Hy sê want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Die laaste onverklaarbare, groot, kragtige wonderwerk wat jou lewe onherroepelik gaan verander, is nie die dag wanneer jy genees gaan word nie, dis nie die dag wanneer hy jou finansiëel voorsien, jy werk kry of wat ook al nie, die grootste wonder ooit. En probeer 'n bietjie daaroor wonder, dat die skepper van die heelal kom verander my en jou in 'n bruid. Hoe nieuw? Gereedheid gaan in die eerste plek oor verhouding. Is dit nie hartseer dat dit is waar ons sukkel nie? Egskeiding. Al daai goed, hoe baie gebeur het. Luister, die inhoud van geloof lê nie in reëls nie, maar in verhouding. Alle godsdienste, gaan kyk maar. Hier sien hoe dit werk. Op 'n manier word jy ingelyf of jy word deel daarvan. Of ingebore, of ingedoop, of besny, of geiets. Daar's een of ander handeling. En dan is daar 'n pad wat jy moet stap om eendag uit te kom by die einde van jou lewe, en dan, as jy in die hemel aankom, of wherever hulle sê jy heen op pad is, dan gaan daar 'n oordeel plaasvind wat iemand gaan besluit, is jy goed genoeg, het jy die reëls nagekom, het jy 5 keer Mekka toe gebid op 'n dag, was jy by Mekka gewees, het jy dit, het jy dat, het jy hierdie, het jy daai, daar's 'n hengse klomp reëls wat jy moes nakom, en dan gaan jy eendag uitvind, maak ek dit? Dis hoe godsdienst werk. Dis hoe jy graad kry. Wel, nommer 1, jy moet hard leer op skool. As jy gelukkig is, kom jy in. Dan kan hulle jou waarborg dat jy gaan 'n graad kry as jy ingekom het? Nee, okay, nou moet jy hard leer. Jy moet 'n klomp goeters nou bemeester. Niemand kan vir jou waarborg dat jy aan die einde daarvan jou graad gaan kry nie. En op die einde van die dag, van die oordeelsdag plaas, wanneer jy daai laaste eksamentjie moet skryf, en kom ons kyk of jy goed genoeg was, kom ons kyk of jy geleer het. Sê vir my, is dit hoe jy jou bruid ontmoet het? Moes sy eers eksamen geskryf het? Ek kan 'n paar toetse dink. Jammer, ek kan nou eers aan dink. Verstaan? Hier is die koking geniet. Op bladsy 165 is die appeltert resep.
Kom ons kyk of jy gaan deurkom. En dan sal ons besluit, gaan hierdie verhouding verder? Kan ek gou net sien, wie het hulle vrou so ontmoet? Maar hier is dalk 'n paar wat het, hoor, moenie 'n fout maak. Wat was die fondasie van 'n huwelik? Wat is die fundament van jou liefde vir jou kinders? Jy daai dingetjie die eerste keer vasgehou het. Dank die Here ou se liefde vir hulle ontwikkel dan en nie as hulle tieners is nie, né? Prys die Here. Hulle verneke ou, jy raak eers aan hulle geheg en dan kry hulle streke. Ek is seker daar's 'n wetenskap oor cuteness, verstaan? Die Here het seker geweet, dis al maniere hoe ek hierdie storie gemaak werk. Hulle moet maar cute gebore word. Nee. Hier is die punt. Christendom, sê ek nou vir jou, is nie 'n godsdienst. Die wêreld kan van dit sê net wat hulle wil. Die basis, die fundament van 'n Christelike lewe is verhouding. En moenie 'n fout maak nie, baie Christene wat Sondag vir Sondag in die kerk sit en al die regte goed sê, is ook met 'n klomp reëls besig. Die feit is, die hoofreël gaan nie oor wat ek en jy doen nie, maar oor wat hy gedoen het. Dis die vertrekpunt. Ek het hom nie gekies nie, hy het my gekies. Why? Ek weet nie. En het my 'n geleentheid gegee om te reageer. Kom, verduidelik vir my dat die skepper van die heelal op sy knieë af gaan mens word, sy hand uitstrek na my en na jou en sê, kom wees deel van my lewe en wandel saam met my. Wat? Die vertrekpunte is totaal geheel en al anders. En daarom sê ek nou vir jou, nee, Christendom is nie 'n godsdienst nie, dis 'n verhouding, dis die basiese aard daarvan. As jy van dit enigiets anders gemaak het, meneer, is jy op die verkeerde pad en jy's nie gereed nie. Die inhoud van geloof lê nie in reëls nie, maar in verhouding. Ag, en daar's baie skrifte daaroor. Matteus 7:21, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer? Het ons nie in U naam duiwels uitgedryf? Het ons nie in U naam kragtige dade gedoen nie? Moenie 'n fout maak nie, ons het gewerk, ons het al die boksies getik, ons het A, B en C gedoen, en dan gaan hy sê, maar gaan weg, ek het jou nie geken nie. Jy het nie 'n verhouding met my gestaan of gelewe nie. Wanneer laas jy met jou gepraat? Wanneer laas jy met hom gepraat? As jy gereed wil wees, dis 'n verhouding. Dis 'n liefdevolle verhouding. Daar's nie 'n stelletjie reëls wat jy moet nakom nie. Ek preek nie vandag hierso omdat ek 'n tik agter my naam soek nie. Ek staan vandag hier want iewers voordat ek hom nog geken het, het hy 'n tik agter my naam gemaak, my gered, my gewas, my geroep. Wat het hy gedink toe hy dit gedoen het? Ek weet nie. Sê ek, hy was so ek my nie gekies het nie. Maar hy het. Dis 'n verhouding. En die Here roep jou na iets diepers as wat die godsdienst wat aan jy aangewoond was, of gedink het dit is, of die indruk wat jy gekry het deur al die jare. Dit is 'n verhouding. Ons lees in Matteus 25 van 10 maagde. 5 was gereed, 5 was nie. Hoekom was 5 nie gereed nie? Ek hoor in die week 'n ou wat die volgende stelling maak. Hy sê, al 10 het lampe gehad.
Waar hou jy 'n lamp? Kyk, hierdie is nie moeilik nie. Ek weet in ons dag druk jy die knoppie en die lig skyn, maar waar hou jy 'n lamp? As jy nou wil loop, wat doen jy met 'n lamp? Jy moet hom in jou hand hou. Waar verlig hy? Hier waar jy loop. En die ou maak die volgende opmerking, al 10 het lampe gehad. En die lampe was in hulle hand. Wil jy weet hoe lyk mense wat gereed is? Hulle het ekstra olie. Johan spreek van werk, van die dinge wat ons doen. Maar hier is die vraag, het jy 'n kannetjie ekstra olie? Is jou hart in hierdie oefening, ja of nee? Jou vrou wil nie hê jy moet net hard werk en kos op die tafel sit nie, al is dit great en belangrik. Wat sy wil hê is jy moet haar lief hê. Amen. En jy wil ook nie net hê jou vrou moet vir jou kos gee elke aand nie, al is dit met een hom gesê, hy sê geld is nie alles nie. Hy sê maar die ding wat tweede kom is ver agter. Nou ek dink met mans is dit amper dieselfde. Kos is nie alles nie, maar die ding wat tweede kom is 'n entjie agter. So waarna ons soek, die behoefte wat hierdie wêreld het, is 'n behoefte aan liefde. Ek dink is die een ding wat die duiwel probeer uitvee in verhoudinge, is liefde. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Hy haat dit. Hy wil die olie dreineer. Hy wil jou houertjie leegmaak. Jy sien, die houer waarin die Here die ekstra olie sit, hy sit dit nie in jou hand nie, hy sit dit in jou hart. Dan het jy ekstra olie, wanneer dit moeilik raak om in die lampie te sit, sodat jy kan weet waarheen jy gaan. Maar waar is jou hart vandag? Geloof is 'n hartsaak. Dis nie 'n reël storie nie, dis godsdiens. En jy kan van Christendom 'n godsdiens maak. Maar dit is nie dit nie. Nie in sy wese nie. Kom ek gee vir jou 'n toets. Die Bybel het 'n toets. Ek hou nie van die toets nie. Niemand van ons hou van toetse nie. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n almal saam 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief het wat hy nie gesien het nie? Wil jy agterkom, is jou hart in hierdie storie? Ek wonder as hierdie die maatstaf is, van het ek ekstra olie, gaan ek die toets deurkom. Wat as dit so eenvoudig is? Paulus kom, hy praat in 1 Korinte 12, 13 en 14 oor die gawes van die Heilige Gees. Hy praat oor die wonderlike dinge. Hy praat oor wat die Heilige Gees ons in staat stel om te doen. En dan kom hy in hoofstuk 13 en hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan sê hy nie al die goed wat jy doen is vals nie, hy sê jy's vals. Hy sê dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Ek mis die punt, ek is met 'n godsdiens besig, ek is nie met 'n verhouding besig nie. As jy reg wil wees om eendag die Here Jesus te ontmoet, dan is daai woordjie, die woordjie waarop jy moet fokus, verhouding. Verhouding in jou huwelik, verhouding met die mense by jou werk, die verhouding, selfs daai ouens wat jy nie van hou nie. Gemeente, julle is die bruid van die Here Jesus Christus. Hou ek van alles wat julle doen? Sadly, nee. Ek hou nie eers baie keer van hulle nie, maar hier is die punt, die Here het jou gekies. En hy het jou oneindig lief. Jy is sy bruid. En hy wil in 'n verhouding met jou staan. En dis al wat tel. Gereedheid in die eerste plek, sê saam met my, gaan oor verhouding. Verhouding met die Here en ons verhoudings met ons mekaar. Ek sien nie kom. Tog net ek het iets gemis. Tweede woordjie. Gereedheid gaan oor posisie. En nee, dit is nie jou posisie as 'n leier of jou posisie as 'n pastoor of jou
posisie in die kerk nie. Jy is vanoggend op die regte posisie. Amen. Jy sit gemaklik, jy's in die kerk, is nie te koud hier binne. Maar dis nie die posisie waarvan ek praat nie. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Die eerste en die laaste. Kan ek jou vra, die posisie waarvan ons hier praat, is nie my en jou posisie as 'n Christen, as iemand wat op 'n Sondag in die kerk sit nie. Die vraag is, watter posisie het Jesus in my lewe? Ek wil hê jy moet na die vers kyk en jy moet opmerk, hy sê ek is Alfa, dis die eerste letter van die Griekse alfabet en die Omega. Ek weet, glo jy weet dit, maar dis so Z, dis die laaste letter van die Hebreëse alfabet. Ek is die Alfa, ek is die Omega, en ek is die eerste. Kan ek jou vra, is Jesus eerste? Wel, ek wil nou vandag, as ek na daai vers kyk, die volgende sê, Jesus is die eerste nie. Want hy sê, ek is eerste en laaste. Maar ek was al laaste, maar ek was, of eerste, maar ek was nog nie eerste en laaste. Ek wil jou vra, hy is die eerste nie. Hoekom nie? Want hy is alles. Jy sien, daai is 'n idioom wat jy daar lees. Kom ons sê ons sit Jesus eerste in ons lewe, né? OK, hy is eerste. Wat se persentasie het hy? 10%. Wie gaan ons vir hom 10% gee? Dis nou soos daai ou wat eendag gesing het. Hy sê, I surrender 10%. I surrender 10%. Ja, wel, dis nie wat ons sing nie. Ons sê, I surrender all. Regtig? Gereedheid gaan oor wat is die posisie wat hy in my lewe beklee, of miskien is posisie die verkeerde woord. Miskien is die vraag is hy eerste in alles wat ek doen? Is hy die laaste, is hy die eerste en die laaste woord? Hy's alles omvattend. Of ek werk, of ek kerk, of ek in my huwelik besig is, of in die tuin, of waarmee ek ook al besig is, die Here is alles. Kan ek jou vra, wat is Jesus vir jou? Is hy jou gunsteling, of is hy jou enigste? Dis 'n vraag. Hierdie is dalk 'n goeie plek, hierdie is 'n goeie eksperiment, as julle net gou, as die egpaartjies net gou vir mekaar kan kyk, né? En sê, is dalk hoekom, ek wil net sê, my vroukie vanmôre, lyk my almal is siek en kwale en so voort, so, maar, dis, hoekom sy nou nie hier is nie, dan vra jy net gou, of sê vir hulle, hoor hierso, jy is my gunsteling. Daar is 'n paar ander, maar jy is die gunsteling. Jy kan regtig rus. En jy weet, okay, né? Ja. Hoor hierso, imagine, jy vra nou vir die jong ouens hier onder ons, né? Jy gaan eendag vir jou, en dan gaan stap jy nou na jou toekomstige bruidjie toe, en dan sê jy vir haar, weet jy wat, sal jy my trou, hoor hierso, wel, jy's die beste. Ek gaan 364 dae 'n jaar is ek joune. Daar is 'n ou vleim wat maar dis net een dag en is ook net een keer en dit is nie eers 'n volle dag nie, dis 'n uur of 2, maar die res van die tyd is ek joune. Hoe gaan het iemand al daai kite probeer vlieg? Verstaan, geen mens, geen
denkende mens sal dit enigstens oorweeg. Wat en wie is Jesus vir jou? Sy eerste? Dan wil ek vir jou sê, dis nie goed genoeg nie. Is hy alles? Want dis die vraag. Ek wil net vir jou sê, toe sy disippels geroep het, het hy hulle alles gevra. As iemand agter my wil aankom, het hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Nie 364 dae van die jaar opneem, maar hy sê, elke dag opneem en my volg. Dit gaan oor 'n verhouding. Dit gaan oor die plek wat hy in my lewe beklee. Dis hoekom Paulus sê, ek het jou as 'n rein maagd aan een verbind. Luister, ek en jy volg nie die Here Jesus Christus, want hy maak die lewe soveel beter nie. Jesus is beter as die lewe. Hy is die som totaal. Hy is die alfa, hy is die omega. En as jy ooit gaan kyk of jy 'n gelukkige huwelik bou met 2 vrouens. Ek ken ouens wat al getraai het. Ja. Hierdie is net, kyk, ek hoef nie stupid goed te doen om agter te kom dis stupid nie. Verstaan, ek kyk net na wat ander ouens doen en dan besef ek, wat het jy gedink? Ek is nie baie slim nie, maar ek is slim genoeg om uit ander mense se foute te leer. En vandag wil ek vir jou sê, die vreugde, die wonder, die vrug van die Heilige Gees, al die mooi goed in die Bybel. As jy waarlik vreugde en die wonder van 'n verhouding met die Here Jesus Christus wil ontdek, dan kan jy hom die eerste sit nie, hy's of alles of niks. As Christendom vir jou 'n groot slep is, dan wonder ek. Jy moet nie 'n fout maak nie, huwelik is werk, kan ek net gou sien, is iemand wat kan bevestig, of as ek op my eie is dit net vir my werk. Ag, bid maar net vir my. Okay, ekskuus. Bid net vir my vrou. Bid vir haar. Dit is 'n groot werk, ek besef dit. Maar dis 'n liefdeswerk, dis 'n hartsaak. Luister, dit kan nie op 'n ander manier werk nie. Die Gees en die bruid sê kom. Geen ander, 'n godsdienstige ou kan dit nie sê, geen ander ou kan dit sê of die vreugde daarin vind nie. Net 'n bruid kan. Kom Here Jesus. Die laaste woordjie wat ek oor wil praat is die woordjie, gereedheid gaan oor rigting. Gereedheid, lees, en hoor wat sê hy, wie onreg doen, laat hom meer onreg doen, wie vuil is, laat hom nog vuiler word, laat die regverdige nog regverdiger word, en die heilige nog heiliger. En ek wil hê dat jy sal agterkom, net soos in 'n huwelik, die vertrekpunt van 'n huwelik is nie volmaaktheid nie. Maar groei. Amen. Ek hoop jy groei. Ek hoop jy groei as 'n individu. En is die wonder dat my en jou verhouding met God begin nie by volmaaktheid. Begin by rigting. Dit gaan by 'n hart wat na hom toe draai, wat na hom verlang, wat wil verander, maar dit kom uit my binneste uit. Kan ek jou vra, wat is die rigting van jou lewe? Wat is die rigting van jou huwelik? Kom ons begin sommer daar. Wat as dit 'n simptoom is van jou geestelike rigting?
Ek dink hier is die punt, gereedheid is nie 'n bestemming nie. Dis 'n koers. Ek dink vir baie mense is gereedheid, verstaan, ek gaan kerk toe, my hart vir die Here gegee, ek is gedoop, ek het gearriveer. Wel, as jy met daai gesindheid jou huwelik gaan bedryf, kan ek jou nou al sê, het gaan nie hou nie. Het gaan oor 'n rigting. Het gaan oor groei. Dis 'n elke dag saak. As iemand agter my wil aankom, moet hy elke dag sy kruis opneem en hy moet my volg. Ek dank die Here, dis nie volmaaktheid nie. Ek dank die Here dat my vrou nie verwag het ek moet eers volmaak wees en dan kan ons trou nie. Kan ek jou vra, het jy al vandag gebid? Ja, wel ek's dan in die kerk. Ek luister nou eendag na 'n pastoor. Toe hy opstaan op die kansel en hy bid en hy besef is die eerste keer wat hy hierdie week gebid het. Toe besef ek, ek's op 'n verkeerde plek. Verkeerde pad. Verstaan, as jy net met jou vrou praat Sondag in die kerk, gewoonlik gaan jy dan ook vir haar verduidelik. Verstaan? Het jy nou gehoor wat daai ou gesê? Step up. Ek wil amper sê, moet my nie eers bel as jy moeilikheid het nie, sorg dit maar self. Ek dink ek kan jou help nie. Dit gaan oor, dit is 'n rigting, dis 'n, Here, dis 'n dag tot dag, dis 'n verhouding. Het jy al gebid? Wanneer laas het jy net gesit in die Bybel gelees? Ek dink, baie mense se verhouding met die Here is omtrent soos hulle verhouding met hulle huweliksmaat en hulle selfoon, verstaan? Wie van julle was al in 'n restaurant, dan sit die twee paartjies daar, nou weet ek nie of hulle mekaar WhatsApp of wat doen hulle nie, maar die gesprek lyk vir my redelik afwesig. Baie mense se gesprek met die Here is afwesig. Daar's soveel ander dinge. En ek wil vir jou sê, al die goed wat ons aandag aftrek, want die vyand weet, Jesus Christus kom vir 'n bruid. Nie 'n ou wat die boksies kan tik, jy weet, ek het daarom my kant gebring vandag. Hy's agter jou hart aan. Hierdie is nie 'n godsdiens nie. Dis 'n verhouding. Dis 'n hartsaak. Kan ek jou vra, wanneer laas jy iemand na die Here toe gelei? As jy te skaam om met jou vrou te praat, of vir jou man? Is ons baie keer te skaam om te praat oor hom? Dis 'n rigting. Ek wil net sê, volgende Sondag, hierdie tyd, as ek dan al hopelik bo Botas hiel, want dis die Comrades, en ja, moenie vra nie. Nou weet julle weet hoe hardloop ou die Comrades. Hoë energie, lae IQ. OK. Dis min of meer die tipe ouens wat dit doen. Maar die punt wat ek net wil maak oor dit is, jy wen nie as jy skootklap nie. Dis net die eerste tree. Daarna is dit 'n wedloop. Jou verhouding met die Here is, wat is die rigting waarin jou lewe beweeg? Is jy volmaak? Nee, is nie volmaak nie. Is dit die vereiste? Nee, dis nie die vereiste nie. Is dit wat hy soek? Nee. Hy soek jou hart. Hy soek jou lewe. Dis hoekom ek glo 'n geestelike mens is eintlik 'n baie natuurlike mens.
gaan oor mens wees, dit gaan oor my elke dag lewe, dit gaan oor die manier wat ek loop en waarmee ek besig is. Gereedheid is nie 'n bestemming nie, dis 'n koers. Nou ja, ten minste is my koers nou al na die einde toe. Ek wil ten slotte wil ek graag vir jou die volgende onderstreep. Die Gees en die bruid sê kom. Eerst 2 Korinte 1:20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, in Jesus Christus, is hulle ja, in hom is hulle amen tot heerlikheid van God deur ons. So, al die beloftes van die Bybel, jy moet in Christus wees. En dan gaan hy aan, en ek wil vir jou hierdie wys, dan sê hy in vers 21, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Volgens terwyl ek bid, vat die Here my na hierdie vers toe en hy vat my na die woordjie onderpand toe. Dis die woordjie arabon, dis 'n Griekse woord. Die woordjie arabon is soos 'n deposito. Jy kan dit sien as 'n randwaarde. Met ander woorde, ek betaal 20 of 50% deposito. Ons het baie van die kontrakteurs werk so. Jy moet 'n deposito betaal, dan begin hulle die werk, want die deposito is 'n bevestiging in 'n regverdige wêreld dat die res gaan kom. Jy kan dit so sien. Maar daar is 'n ander manier om daardie woordjie arabon ook na te kyk, en jy kan dit self daarna gaan kyk. Dit is 'n woord wat ook van toepassing is op 'n huwelik. In ons dag praat ons van 'n verloving met 'n verloofring. Die dag toe die Here die Heilige Gees uitstort, toe sit hy die verloofring aan sy bruid se vinger. Jy is myne. Jy is myne. Dis wat hy sê. Hy sit sy ring aan my en jou vinger. Dis hoekom Paulus, weet jy, as jy in Galasiërs, seker die sterkste taal wat jy kan kry, klink amper of Paulus lelik praat. Hy sê, luister, as iemand kom met 'n ander evangelie, 'n werkgebaseerde, doen dit, doen dat, tikboksie tipe bestel, hy sê, laat hom 'n vervloeking wees. Julle mis die punt. Hoe is dit dat julle in die gees begin en in die vlees eindig? Hoe is dit dat julle dink, of julle begin, waar hy sy ring aan jou vinger sit en iets in jou binneste doen, en nou dink jy, ag, al wat ek moet doen is ek moet hierdie paar reëls nakom en dan is my verhouding met hom reg. Nee, 1000 maal nee. Ek en jy is verseël met die Heilige Gees. Dis die onderpand. Hy woon in jou hart. Hy wil deel wees van jou lewe. Hy wil deel wees van jou denke. Dink jy dis vir ons moontlik om met God in verhouding te staan? Nee. Nee, hy het ons self het nie, ons kan nie. Hy sê in Romeine 8, hy sê ons weet nie eers reg wat ons moet bid nie. Die Gees self tree vir my in met onuitspreeklike sigtinge. Daar's 'n ring aan my vinger. Daar is iemand wat my so lief gehad het, dat hy sy Gees in my hart uitstort. Hy gee my die krag. Dit is wanneer ek na daardie ring kyk en sy werking in my lewe sien, wat ek die moed het om aan te hou. Hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die wêreld kan sien, ek het 'n ring aan my vinger. Ek behoort nie meer aan hierdie wêreld nie. Hierdie ou behoort aan die Here Jesus Christus. Aan wie behoort jy? Aan wie behoort jy? Aan wie behoort ek? Paulus sê in 2 Korinte 11:2-3, hy sê, ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Ek het julle aan een man verbind
om julle as 'n rein maagd aan Christus voor te stel. As ek daai ring het, is daar 'n verwagting, 'n geweldige verwagting in my hart. En dis hoekom die Heilige Gees roep, kom, Here Jesus. Dis hoekom die bruid roep, kom, Here Jesus. Hy sê in hierdie ons geleesde gedeelte sê hy, laat hom, dat die Gees in die bruid sê kom, laat hom wat hoor sê kom. Maar weet jy, hier is vir my die wonder, hy sê laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil, die water van die lewe neem, vernet. En as jy vandag sê, dalk het jy al, en daarom, die vervulling met die Heilige Gees is nie die vertrekpunt waar ek eers die ringetjie kry nie, maar dis waar die Heilige Gees net binne in my begin werk. En as jy vandag dit wil bid, kom Here Jesus, kom. As jy vandag sê, ek het dors, ek verlang, dat sy Gees in my lewe sal werk. As jy sê, hoor jy sê, ek soek ook 'n ring aan my vinger. Ek wil vandag kies. Ek wil vandag ja sê vir die Here Jesus Christus, dan wil ek vandag vir jou bid. Kom ons staan as gemeente op. As jy vandag nodig het dat iemand saam met jou bid. Ek wil vanmôre bid vir mense wat sê, Here, vul my met u Gees. Ons gaan so 'n bietjie sing en aanbid. As jy vandag sê, Here, meer van u in my lewe. Jy hoef nie te wag eendag vir die wederkoms nie. Die Here wil dit vandag doen. Dalk is dit al lank wat jy begeerte het. Onthou, die vervulling met die Heilige Gees is nie die eerste keer wat die Heilige Gees in jou werk, en die dag wanneer jy wedergebore is, wanneer jy tot geloof is. Dis 'n werk van die Heilige Gees. Die dag toe jy gesê het, Jesus is die Here, dis die dag wat hy in jou lewe begin werk. Maar ek vertrou dat ons voller en voller as 'n gemeente sal word van die Heilige Gees. Dat die ring wat aan ons vinger is, duideliker en duideliker vir die wêreld sigbaar sal word in ons lewens. Dat sy gawes in ons lewens sal opereer, en in besonder in ons jong mense se lewens. Ek wil net weer vir daai dametjie wat jong kind wat hier na vore gekom het net sê, jy is kosbaar. Dis vir my, ek is so trots op jong mense. Hulle is nog jonk, maar ek sien die ring aan hulle vinger. Hulle behoort aan iemand anders. Nie aan die wêreld nie. Die dag as die wêreld aan hulle deurkom, voel ek om iets af te brand. Af te breek. Here, meer en meer. U Gees. As jy vandag so 'n behoefte en so 'n begeerte het, dat iemand saam met jou bid, vir die vervulling met die Heilige Gees, nie vir redding nie. Ek glo, as jy die Here Jesus aangeneem het, glo ek is jy gered. Maar ons gaan 'n lied saam sing, en as jy sê, Here, meer van U in my lewe, hierdie ring, ek wil graag, die ring moet duidelik word vir almal, dan wil ek vanmôre saam met jou bid. Ons gaan 'n lied saam sing en aanbidding, terwyl ons dit doen, en ek wil tog vra, dat jy, elke een, dalk ken jy al die Here, dalk is jy vervul met die Heilige Gees, dalk voel hierdie uitnodiging is nie vir jou nie, maar kom ek en jy wees nou binnend. Die Heilige Gees is nie 'n randwaarheid nie. Dis fundamenteel nodig, sodat ek en jy suksesvol ons kunskap kan uitlewe. Amen. So ek wil hê ons moet nou net vir 'n oomblik, as geliefdes, as gelowiges, as familie, as vriende, as mense wat in verhouding staan, vir 'n oomblik net, ons gaan saam sing, ons gaan saam bid, en die Here vandag vertrou. So as jy 'n deurbraak nodig het, is jy welkom om hier na vore te kom. Ons wil graag saam met jou bid. Dankie. Amen. Ek vra dat die altaarwerkers ook na vore kom. Dankie. Ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Die Gees en die bruid roep uit, ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom,
wat voor U staan. En kom, o Heilige Gees, reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom.